In 2010 verruil hy melktoerusting vir byekorwe en vloei die nektarstroop sedertdien. Byeboer Jaco Wolfaert steek ook sy kop in die byenes van voeding vir bye, bestuiving van landerye vir kommersiële boere en boer omtrent met 'n verskeidenheid winkels waar byeprodukte, byetoerusting en byeprojekte geloods word. Johnny het die heuningkwas gaan uithaal. 2010 Swellendam, toe byeboer uit die bed opstaan. Hy het vasbesluit, melk moet uit, want hy wil nou met heuning gaan. En sedertdien het Jaco Wolfaert hier van Swellendam 'n blom in die hare en bye wat pla. Hy het hoewel nie 'n kakebeen waar nie, maar wel die maatskappy Ubusi Beekeeping wat talle fasette in die byebedryf aanspreek. Ook die voortbestaan van hierdie gevlekte wonders. Jaco, jy het van vroeg af kinderherinneringe oor bye, né? Johnny, dis reg. Ja, ek was bevoorreg om op 'n plaasomgewing groot te word. My oupa het geboer hier buitekant die dorp. En hy het so 'n paar bykaste gehad. Hy het nog sommer in 'n paraffiekas. Die ou mense daai tyd nie ons moderne bykaste gehad nie. En ek het hulle maar so 'n bietjie geteg, so af en toe met 'n klip gegooi en dan weggehol en toe ek agtergekom 'n bye kan seersteek. Ja, en dis waar ek met bye die eerste keer kennis gemaak het. Gehoor jy op hulle genoem soldaatjies, of hulle genoem soldaatjies? Ek het kom gaan klaar by die huis dat die soldaatjies het my gesteek en dan weet hulle dadelik waar ek die dag was. So ek was maar altyd in die moeilikheid met bye. Ja, hulle steek seer jong. Ek is nog nie jare bygesteek, moet vir jou sê en ek hoop nie vandag dit gebeur. Ek sal hard probeer dat die bye jou nie steek vandag nie, maar dis goed vir die reumatiek en alles. Is dit? Hulle sê so. Maar luister, jy het eintlik heel toevallig by bye boerdery betrokke geraak, né? Die bye was maar daar so in die familie, my pa se broers het bykaste gehad en so. En toe raak ek 'n student. Ek gaan in die houtbedryf leer en ek ek het 'n houtwerkklap begin op kampus. Ja, soos 'n student moet mens nog meer sakgeld hê. Dis mos nou lekker tye. En toe het ek begin om bykaste te maak vir een van my pa se broers en toe kom ek agter mos harde werk om 'n bykas te maak as jy nie altyd die regte gereedskap het. En toe het ek alself op bye begin maak. En dis waar kan maar sê waar die gogga begin het en die by my begin steek het. En toe het ons begin ek het begin met 12 kassies, 12 bykorwe en net 'n bietjie heuning uitgehaal en verkoop naweke. En toe later het ek 'n bietjie waarde toevoeging bygesit. Ons moet net nie hard praat daaroor nie, maar ek het 'n bietjie heuninglikeur geëksperimenteer en dit was 'n sukses. En ek kon my studies betaal en ons maak tot vandag nog so 'n bietjie wat ons sommer net weggee vir vriende en familie. Na sy studies begin hy saam met sy pa en broer 'n melktoerusting besigheid terwyl hy as stokperdjie met sy bye woeker. In 2010 gee hy oor aan sy nuutgevonde passie en registreer Ubusi Beekeeping waar hy hom met heuning en bysake besig. Hy fokus veral op die bestuiving van 'n verskeidenheid gewasse vir kommersiële boere en is tans ook besig om potensiaal in Afrika te ontgin. Jaco, die sinergie of kan ek dit noem die samewerking tussen die byeboere en julle oor jare, van wanneer af kom dit al aan? Man, soos ek gehoor het, kom dit al hier van die laat 90 jaar aan. Wat die byeboere begin het om die korwe neer te sit by die canola lande. En soos ek verstaan, Jaco, dis 'n wen-wen situasie vir almal, is dit nie? Ja, hulle sit die bye neer wat vir ons ook help om die canola se blommetjies te bestuif, so doende vir ons beter opbrengs te gee. So hoekom hou bye so baie van canolas dink jy? Daar's baie styfmeel en nektar in canola, baie voedsel vir hulle. Bye het ongelooflike groot bydrae in die landboubedryf, waar dit hoofsaaklik die bestuiving afdeling doen van baie gewasse. Geef ons 'n omvang van die kampe waarvan jy praat, die swerms, hoeveel is hier omtrent? Johnny, ons maak verskillende kampe gedurende die tyd van die jaar. Dit het mooi geel hier rondom ons is. Ons ry so 100 na 200 korwe op 'n kamp in. Korwe beweeg in en uit met bestuiving. Dit gaan ook na bloubessie produsente toe. Daar's baie korwe huidig in bloubessies. Hulle kom terug, hulle sterk weer aan op die canola en dan gaan hulle weer uit as hulle op 'n regte standaard is. Jy 'n groot span nodig vir dit. Baie werk gaan in om bye rond te skuif. Ons skuif vir heelwat paar duisend korwe skuif ons rond elke seisoen. So die manne moet hulle mieliepap en heuning eet oggende om my korwe te kan optel en rondskuif. Ja, Jaco, en dan hoor 'n mens maar die bedreiging, nee, wat tans aan die gang is in terme van bye. Groot probleme vir enige groterige kommersiële byeboer is voedsel vir ons bye. Ons riviere word ongelukkig skoon gesaag, bloekoms word verwyder wat 'n hoofbron is van ons bye. En natuurlik landelike ontwikkeling. So dat verstaan die boer wil elke stukkie grond wat hy het benut en dan is die byeboer maar ongelukkig in die pad
En daar's 'n veiligheidsfaktor ook, so jy moet bye en mense en diere mooi uitmekaar uithou. So ons word al hoe meer in die hoekies ingedruk en dit raak 'n probleem. Vandalisme en diefstal het geweldig vermeerder die laaste paar jaar. En dan moet baie boere planne maak om weer daai verliese by te bring. Ja, kom Trent 'n muurnes van bedrywighede hier by die fabriek. En wat gebeur alles hierso? Ja, Johnny, jy staan nou binne in die houtwerkfabriek wat ons hoofsaaklik net byekorwe vervaardig. En dit is regte waar 'n swerm bye wat hier besig is om hier vir korwe te vervaardig. Maar ons vervaardig ook vir ander byeboere, korfkomponente in volledige korwe. Ons vervaardig ook vir vir 'n hele reeks koöperasies en ons vervaardig ook vir projekte wat ons doen in Afrika. En dan dit is dan groot besendings wat ons dan daarna toe stuur. Hoekom is suiwer heuning so duur? Ek dink hy's te goedkoop, Johnny, ons moet hom duurder maak. Ons moet hom duurder maak want suiwer heuning is 'n rede hoekom dit 'n prys bietjie hoër is as baie van die heuning wat jy op ander winkelrakke kry. Dit gaan daaroor daar word geweldige hoeveelheid heuning ingevoer en daar word goeie heuning ingevoer en baie slegte heuning ingevoer wat nie suiwer heuning is nie. Baie kere word die twee gemeng, baie kere word die een net so geborreleer en op ons rakke verkoop. So jy moet 'n bietjie bekommerd wees as jy te goedkoop heuning op die rakke sien. Maak seker waarvan kom daai heuning. Moenie als glo wat op die label staan nie. En koop maar by jou plaaslike byeboer in jou dorp, in jou omgewing, wie jy weet waar daai heuning vandaan kom as jy regte suiwer heuning soek. Zelda as jy die queen bee hierso. Blijkbaar ja. Ek hou al die manne bymekaar, al die bye manne. Maar tog, jy deel sy passie en sy liefde vir bye oor die algemeen, né? Ja, ek is allergies vir bye, so ek gaan nooit saam uit nie in die veld en goed nie. Ja, maar bye is baie spesiaal. Ek dink baie min mense het kennis ook van die bye en die heuning en dit is baie interessant om van bye en die heuning goed meer te weet. Jaco se Bee Things winkel is 'n ware eenstop-winkel vir byeboere waar mens alles van bye kan leer en toebehore vir jou eie byekorwe kan aankoop en natuurlik 'n wye verskeidenheid soorte heuning kan aanskaf. Jaco, watter unieke produkte kan 'n mens sien by julle vir wat mens nêrens anders sal kry? Ja, Johnny, ons het verskeidenheid produkte waar heuning bygevoeg is, wat van heuning gemaak is, van skoonheidsprodukte tot alkoholiese produkte tot souse vir slaaie en so aan. Maar as ek een produk kan uitwys, sal dit my ma se heuningbeskuit wees. Die ander produkte koop ons maar baie by vervaardigers in. Party van hulle gee ons van ons heuning vir hulle en hulle vervaardig dan 'n produk vir ons. Ja, so dit is ons ondersteun maar mekaar in die bedryf so. My vrou is natuurlik mal oor heuning en heuning word omtrent in alles gebruik want sy glo daar is 'n soort van medisinale waarde ook daaraan. Is dit so? Is heuning so gesond? Natuurlik het heuning baie medisinale waarde in heuning en is 'n healing element as ek dit so kan noem. Kyk, ek het selfs eendag iemand gesien en ek weet nie of dit nou regtig so gewerk het, maar selfs 'n brandplekkie tot iemand die heuning daar gesien. Heuning werk op wonde, bedsere, brandwonde. Ja, jy moet jou heuning eet, Johnny. Ek doen en ek is bly ek is vandag hier by jou by. Luister, ons het vroeër gepraat oor die bewaring van bye en veral met die toekoms. Wat kan ons doen as mens om te verseker? Plant 'n boom. Plant 'n bye-vriendelike boom as jy kan. Dit help. As jy nou kan begin plant, dan sy oor 'n paar jaar werk jy bye op die boom in jou tuin. As ons nie vir bye was nie, hulle sê 1/3 van ons voedsel wat jy elke dag eet, is afhanklik van bye se bestuiving en se bydrae aan die natuur. So dis 'n baie groot rol wat bye in die natuur speel. Jy kom al van kleins af met bye en dit is passie as ek so na jou luister hierdie hele dag. Maar wat beteken bye en jou onderneming vir jou persoonlik? Is harde werk om met bye te werk. Is nie maklik nie. Ons werk vroegoggendure wanneer jy nog lekker warm in jou bed lê, dis 3:00 die oggend is die bakkies al op die pad om bye te skuif of ons werk laat aande. Ons ry ver afstande om met bestuivingsdienste gaan lewer vir produsente. Jy werk partykeer in die reën. Die bye steek jou. Jy werk in die somer as dit warm is. Jy kan nie uittrek nie. Daar's 'n paar duisend soldaatjies wat jou gaan roer daar buite. So ek sê altyd as jy iets doen, moet jy daarvan hou om te doen. Anders moet jy stop waarmee jy besig is. En ek hou elke dag kan jy so baie dinge doen want jy gaan uit in die natuur, gaan kyk na jou bye in die fynbos. My kantoor is lekker as dit buite is.
Ek het dit nog nooit gedoen, maar graag jy moet 'n stokkie vat en ek 'n stokkie. Dan cheers ons met ek het dit nog nooit gedoen met heuning nie. Maar nou cheers ons met heuning op Ons al die hele suksesse. glas vat hier, Johnny. Ja, ons maak hom net so. Alle sterkte vir jou. Dankie Johnny, dankie. Gesondheid. Gesondheid. Natuurlike antibiotika en suikersoet. Bye is beslis die klein wonderwerkers van die natuur. En waar Esau sy eerste geboortereg vir lensiesop verruil het, sou ek meer in die versoeking gewees het as dit kom by 'n fles heuning. Veral as dit kom van Jaco se suiwer en sonhelder Ubusi heuning.